Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is steeds besig met ons reeks uit Openbaring 1 uit en ons sien ook al reeds hoe kosbaar dit is dat die Here homself openbaar op 'n wonderbaarlike wyse, sodat ons ook in hierdie eindtyd waarin ons leef, verseker kan wees dat Christus sy kerk bewaar en beslis ook sal terugkeer aan wanneer die tyd reg is. Ons skriflesing vanoggend kom uit Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan daarvan saam lees verse 12 tot en met vers 16. Die bron wat God vir ons bevry het, wat mildelik aanloop deur die tyd, dis wysheid wat die stroom gelei het, en loutere bedagsaamheid, geheimenis eers diep en bondig, gevestig in Gods diepe wil, sy welbehae word verkondig, die ewigheid is nie meer stil. Wanneer Johannes die stem soos 'n trompet hoor en die stem openbaar homself as die Alfa en die Omega, het Johannes die duidelike verwagting dat dit Christus self is wat met hom praat. En hier in vers 12 draai Johannes dan om te sien wie die stem is. En in alle waarskynlikheid het Johannes hier die verlange gehad om Jesus weer te sien, nadat hy verlang saam met Jesus was terwyl hy op aarde was voor sy hemelvaart. Maar wanneer Johannes omdraai, dan sien hy 7 goue staanlampe. Hierdie was 7 aparte staanlampe. En ons moet nou nie hier verwar met die Joodse staanlamp wat 7 arms gehad het vir lig nie. Dit wat Johannes hier sien, wys weer eens terug na die Ou Testamentiese tempel, waar daar 1 staanlamp was met 7 arms. Wat ons wel ook moet besef, is dat die lamp self nie lig kan gee nie. Hierdie lamp het olie en vuur nodig, en die staander van hierdie lamp is dan net daar om die lig meer duidelik sigbaar te kan maak. So moet ons dan ook die kerk van die Here verstaan hier op aarde. Binne die kerk van die Here op aarde is daar geen genade en heerlikheid nie. Maar dit kom net van Christus af. Die rol van die kerk is om hierdie genade en heerlikheid duidelik sigbaar te maak aan die wêreld. En die rol van hierdie staanlampe is dan ook om die seun van die mens duidelik uit te wys. Christus staan tussen hierdie staanlampe met 'n goue band rondom sy bors. En in Eksodus 39 lees ons dat die priesters goue drade rondom die bors gedra het. Hoeveel groter is die priesterdom van Christus dan nie, as dit volkome goud is? Die priesters se taak in die tempel was om die lampstander skoon te maak, vol te maak en dan ook aan te steek. En so sien ons dan juis hier hoe Christus ook sy kerk versorg en bewaar, juis sodat ons kan doen waartoe Christus ons roep. Om die lig van Christus aan die wêreld uit te leef. Van vers 14 tot 16 skryf Johannes dan hoe Jesus lyk hier tussen hierdie staanlampe. Sy hare spierwit soos wol wat die klem plaas op die reinheid van Christus. Sy oë is soos vlamme van vuur wat sy penetrerende oordeel so duidelik uitwys. En sy voete van koper wat hand in hand loop met die oë van vuur, en hierdie koper is deur die oordeel se louteringsproses. En herinner my en jou dat Christus die volle oordeel van God is. Die tempel se altaar was van koper gemaak, en daarom word Christus se voete ook gekoppel aan die altaar wat hom uitwys as die volmaakte offer. Sy stem soos 'n watermassa beklemtoon dan die almag van die stem van die Here. In sy hande hou hy die 7 sterre wat die simbole is van die 7 kerke, en daarom kan ons ook weet dat die kerk in die hand van die Here is oor alle tye. En dan uit sy mond het daar 'n skerp tweesnydende swaard gekom. Hier is dit nie 'n klein swaardjie nie, maar 'n groot, magtige swaard vanuit die mond van Christus. Die doel van hierdie swaard is om te sny en te vernietig. En die feit dat hierdie swaard uit die mond van Christus kom, vestig die gedagte wat hierdie swaard dien as die woord van God. Dit stem ooreen met die manier wat Paulus in Efesiërs 6 die wapenrusting ook beskryf. Vir Johannes was dit asof hierdie woorde van Christus deurboor het soos 'n swaard. Sy voorkomsbeskrywing word voltooi met sy heerlikheid, soos die son wat op sy helderste skyn. Die glans van die sterre in sy hand kan nie kers vashou met die glans wat vanuit homself skyn nie.
Hierdie hele beskrywing van die voorkoms van Jesus dui op glans en heerlikheid en almag en majesteit en gesag en regverdigheid. Hierdie Jesus wat Johannes hier sien en beskryf, is die ware Jesus Christus, die een wat regeer in hemel en op aarde en oor alle tye. Wat Jesus voor hom sien staan, is nie liewe Jesus sag en teer nie, maar die een wat koning is oor alle tye en al die mag en al die gesag het. Hy wat die finale oordeel kom voltrek. Hy wat sy kerk bewaar oor alle eeue. En daarom moet ons ook aan die wêreld hierdie ware Jesus bekend maak. Die volmaakte offerlam. Ons hoogste priester. Ons ewige koning. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Skrifruiming 1-1. Ons gaan daarvan saam sing vers 4. Wat ons hier wonderlik sien in Openbaring, is die feit dat God sy wil bekend maak. En daarom sing ons ook hier in vers 4, die geheimenis eers diep en bondig, gevestig in God se diepe wil. Sy welbehae word verkondig, die ewigheid is nie meer stil. Die hele Openbaring wys vir ons dat die ewige lewe vinnig op pad is. En daarom kan ons ook in dankbaarheid daaroor sing. Kom ons sing saam Skrifruiming 1-1 vers 4, daarna gaan ons saam bid. Die bron wat God vir ons bevry het, wat mildelik aanloop deur die tyd, dis wysheid wat die stroom gelei het, en loutere bedagsaamheid, geheimenis eers diep en bondig, gevestig in Gods diepe wil, sy welbehae word verkondig, die ewigheid is nie meer stil. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, dankie vir die sekerheid wat ons weer vanoggend mag ontvang, dat ons Here Jesus leef. Hy het die dood oorwin, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit werklik aan die regterhand van God. Hy berei vir ons 'n woonplek voor, hy bewaar sy kerk, en hy beloof ook dat hy weer sal kom. Daarom bid ons ook vanoggend, dat U ons sal lei om te volhard, dat ons eindtyd die goeie stryd sal volhou, en elke dag sal leef met die afwagting, dat die ewige lewe hier is. Gee ons krag om te volhard, gee ons genade om staande te bly teen elke versoeking, en herinner ons voortdurend, dat U die oorwinning behaal het. Ons bid dit alleen in Hom, wat die kerk in sy hand bewaar. Ons Here, ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. In ons meelewingsmoment wil ek graag vanoggend weer fokus op die COVID-19 virus. As jy die statistieke dopgehou het, sal jy sien, in die laaste paar weke het dit drasties toegeneem hier in ons omgewing. En die gevolg is, hoe meer mense dit in ons omgewing het, hoe nader kom dit ook aan die huis. En die gevolg is, dat daar mense in ons direkte omgewing is wat blootgestel is aan hierdie virus. Mense wat op hierdie stadium moet self isoleer, hulle self in kwarantyne moet plaas. En daarom wil ons in besonder vanoggend aan hulle dink. Hulle wat moet self isoleer, hulle wat nou werklik binne hierdie grendeltyd nog meer kluisenaars moet wees in hulle huise. Ons dink aan hierdie mense, en ook hulle gesinne, die moeilike uitdaging dat jy kan nie nou uitgaan om te gaan kruideniersware koop nie, want jy moet alleen en geïsoleerd wees. Ons bid ook vir hulle omstandighede, ons bid ook vir elkeen wat blootgestel is, elkeen wat hierdie uitdaging nou direk beleef, wat nou die realiteit van hierdie siekte beleef. En kom ons reik ook uit daar waar ons hoor van hierdie gevalle, soos daar die mense kan bystaan, en ook hierdie tyd van alleenheid vir hulle meer draaglik maak. Mag die Here ons daartoe krag gee, en mag jy 'n geseënde dag beleef.